Goeiemôre gemeenskap van gelowiges, dit is vandag donderdag, die 23ste Julie 2026. Ja, en ons is nog steeds besig om in die spore van Barnabas te loop. Vandag se skrifgedeelte is Handelinge 15 vers 1 tot 35. Uiteraard vir hierdie opname kan ons nie die hele gedeelte lees nie. Daarom gaan ek net so hier en daar uit die gedeelte uit 'n vers of 2 aanhaal om die strekking van hierdie gedeelte saam te vat. Dit begin so. Daar het mense van Judea afgekom en die gelowiges wys gemaak: as julle nie die gebruik van Moses nakom deur julle te laat besny nie, kan julle nie gered word nie. Toe Paulus en Barnabas hulle daarteen verset en in 'n heftige meningsverskil met hulle betrokke geraak het, is daar besluit dat hulle twee en nog 'n paar ander van die gemeente na die apostels en ouderlinge in Jerusalem moet gaan in verband met hierdie vraagstuk. Toe hulle in Jerusalem aankom, is hulle deur die gemeente, die apostels en die ouderlinge verwelkom. Nou uiteraard vind hier dan nou 'n vergadering plaas, hierdie saak word op die tafel geplaas en daaroor word gepraat. En dan staan daar in vers 6, vers 7, na 'n lang bespreking het Petrus opgestaan en vir hulle gesê: broers, julle weet dat God my lankal uit julle geleedere gekies het om die evangelie aan die heidenasies te verkondig, sodat hulle kan glo. En God wat die harte ken, het dit bevestig deur die Heilige Gees aan hulle te gee, net soos aan ons. Hy het geen onderskeid tussen ons en hulle gemaak nie. En nadat hy nou hierdie hele toespraak gemaak het, kom die vergadering tot 'n besluit. In vers 22, daarna het die apostels en die ouderlinge saam met die hele gemeente besluit om mense uit hulle geleedere saam met Paulus en Barnabas na Antiochië toe te stuur. So hier gaan Barnabas nou weer terug. En dan lees die brief so vanaf vers 23. Van die apostels en die ouderlinge, julle broers, aan die gelowiges uit die heidendom in Antiochië, Siria en Cilicië, groete. Ons het gehoor dat daar mense van ons afgekom het wat julle verwar en ontstel het deur dinge te sê waarvoor hulle geen opdrag van ons ontvang het nie. Die Heilige Gees het ons het besluit om geen verdere las op julle te lê as net hierdie noodsaaklike dinge nie. Dan word dit nog genoem, vers 29, dat julle nie vleis moet eet wat aan 'n afgod geoffer is nie, ook nie bloed nie, en ook geen dier wat verwrig is nie, en dat julle onsedelikheid moet vermy. As julle van hierdie dinge weerhou, doen julle reg. Hartlike groete. Ek dink dit is 'n baie ou ding in die kerk om oor allerlei sake te argumenteer en uiteraard om dinge by te las. En dis presies wat in hierdie gedeelte gebeur, dat hier mense is wat in Jesus Christus begin glo en dan word daar gesê, maar julle gaan nou nie eintlik die hemel beerwe as julle nie ook 'n paar dinge beide doen nie. Onder andere in hierdie gedeelte, nee, julle moet nou eers nog besny word ook. Maar dit is glad nie wat die woord van die Here vir ons en uiteraard ook nie vir Paulus en Barnabas geleer het nie. Die enigste manier om in die hemel te kom is om in Jesus Christus te glo, geen ander manier nie. So al die ander dinge wat ons wil bylas, is eintlik nie nodig nie. En dis presies dit wat die vergadering in Jerusalem dan besluit, brief skryf en saam met Paulus en Barnabas dan terugstuur na die gemeente toe. Maar dit vra ook 'n fyn onderskeidingsvermoë van mense en uiteraard in hierdie geval van Barnabas om te weet, maar wat sê mens nou? En dan kom hierdie brief en sê eintlik baie duidelik, maar hier is wel 'n paar dinge wat ons op julle harte kan lê en sê, julle moet asseblief nie onsedelik lewe nie en julle moet 'n paar dinge nie doen nie, dit is nie goed nie, maar dis nie die dinge wat julle uit die hemel uit sal hou nie. Eintlik werk hierdie gedeelte baie besonders met die getuienis van die gemeenskap. En hierdie getuienis van die gemeenskap wil dit baie duidelik maak. Ons wil geen las op julle lê nie. Bedoelende, daar is geen menslike ding wat jy anders kan doen om hierdie besonderse vryheid in Jesus Christus te kan geniet nie. Geen las op jou van 'n verpligting wat jy moet nakom nie. Miskien net die een dat jy moet glo. Andersins, geen iets anders nie.
En hierdie onderskeiding wat Barnabas en Paulus moet kom oordra, moet ons ook oordra vandag. Want in die wêreld waarin ons leef, is daar baie mense wat sê, ja, maar jy moet hierdie ding doen, en jy moet daardie ding doen, en jy moet so doen. Maar eintlik is daar net een ding. Jy moet in Jesus Christus glo as die een wat jou vrymaak, en jy moet voor hom jou sondes bely, dat hy jou kan vergewe, en jy sal die ewige lewe beerwe. Alle ander dinge wat jy doen jy omdat jy dit self graag wil doen, uit dankbaarheid. Here Jesus, dankie dat U nie verdere laste op ons gelê het nie, maar dat U vir ons gesê het om mekaar lief te hê, en dat ons leer uit die verhaal van Barnabas en Paulus, dat slegs deur om in U te glo, ons in die hemel kan kom. Wat 'n voorreg. En dit sê ons met vreugde in U naam, die naam van die Here Jesus Christus. Amen.